As ons geloofsvertroue in 'n groter doel voed, dan help dit ons floreer. So vandag gesels ons oor geloof as anker. Dis nie net op die nuus waar ons werkonsekerheid en globale onstabiliteit sien nie. Mense ervaar dit in hulle daaglikse lewe. Byvoorbeeld hoe vinnig dinge verander het met die koms van die sogenaamde kunsmatige intelligensie toepassings, wat sekere mense se beroepsrolle in 'n ommesientjie tot niet gemaak het. Soveel van hierdie programme doen programmering in 'n fraksie van die tyd wat dit 'n gewone span tegniese mense sou neem. Of byvoorbeeld ekonomies word 'n land skielik deur 'n ander land se president gekonfronteer met verhoogde ekonomiese tariewe en dan sit almal in daardie land onder finansiële en ekonomiese druk. En dis in so 'n onsekere en onstabiele wêreld waarin ek net weer bewus word van die waarde van geloof as anker. Maar dis nie geloof as 'n blinde optimisme nie. Dis nie om werklikhede te ignoreer nie. Dis geloof as die bewuswording van 'n hoër doel wat in ons lewe rigting gee. Wanneer jy vandag na jou koffie drink en nuus kyk, neem net 'n oomblik om jou asem lekker diep in te trek en dit fisiologies te gebruik om jou te herinner dat wanneer jy vertrou daar is 'n groter storie, dat dit jou sal help. Die Bybel herinner ons in Spreuke 16 vers 9, die mens beplan sy pad, maar die Here bepaal hoe hy loop. Nou hierdie vers en ook ander verse moedig ons aan om vir God se leiding op ons planne en ons paaie te vertrou, selfs te midde van onsekerheid. Positiewe sielkunde ondersteun hierdie benadering deur daarop te wys dat godsdiensgerigte lewenshantering of coping soos hulle dit noem, daardie vertroue in 'n hoër mag help individue om stres te bestuur en emosionele veerkrag te bou. So vandag dink aan 3 dinge waarvoor jy dankbaar is in jou huidige situasie, ongeag hoe jou situasie is. 3 dinge waarvoor jy dankbaar is. En dan verbind jy dit aan 'n groter doel van vertroue, soos om byvoorbeeld te sê, God gebruik dit of gaan dit gebruik om my meer te help groei in uitdagings. Leef geïnspireerd.